Ons het gister daaroor nagedink dat jy wysheid kan leer, dat jy 'n wyse hart kan bekom deur om jou raak te kyk, raak te sien, om jou te kyk, raak te sien, ter harte te neem wat jy sien, en ander se foute en jou eie as 'n vermaaning te aanvaar. Al hierdie goed help jou om 'n wyser mens te word. Dit was, so het ons gesien, deels hoe Salomo gefunksioneer het. Ek het nou gesê deels, want dit is nie die volle storie nie. Daar is iets anders wat eers moet gebeur. Daar is iets anders wat eers in jou hart moet waar wees. Daar is iets anders wat eers jou lewe moet kenmerk, voordat hierdie rondkyk en leer uit die foute van ander vir jou tot wysheid bring. Hierdie iets anders is jy moet ontzag hê vir die Here. Dit staan in Spreuke 9, vers 10. Die begin van wysheid, sê Salomo hier, is ontzag vir die Here. En kennis van die Heilige is insig. Daar steek 'n hele geskiedenis agter hierdie woorde van Salomo. Want 1 Konings 3 vertel vir ons dat toe Salomo koning word, die Here vir hom gesê het, hy kan enigiets vra. En dan vertel die teks vir ons dat Salomo gesê het, gee dan aan u dienskneg 'n hart wat luister om as regter op te tree vir die volk, om te kan onderskei tussen goed en kwaad, want wie kan reg spreek oor hierdie veel eisende volk van u? Dis wat Salomo gevra het, en die Here het so geantwoord, omdat jy hierdie versoek gerig het, en nie vir jouself 'n lang lewe gevra het nie, nie vir jouself rykdom gevra het nie, en nie die lewens van jou vyande gevra het nie, maar bloot vir jouself onderskeidingsvermoë gevra het om regshake aan te hoor. Kyk, ek voldoen aan jou versoek. Ja, ek gee aan jou 'n wyse en verstandige hart. Ware wysheid het alles te maak met hoe ons om ons rondkyk en daaroor nadink. Maar dit begin nie by die rondkyk nie. Ware wysheid begin by die opkyk. Dit begin by 'n hart wat luister na God, 'n hart wat ontzag het vir die Here, 'n hart wat met hom rekening hou. Met ander woorde, ware wysheid begin nie net met opkyk nie, dit hou nooit op met opkyk nie. Hier is 'n voorbeeld. Netanyahu van Israel het vir homself gesê dat Israel net veilig kan wees as al die Palestynë uitgeroei is. Die wat nie doodgeskiet word nie, moet maar sterf van die honger. God het egter gesê, as jou vyand honger is, gee hom brood om te eet. En as hy dors is, gee hom water om te drink, want jy stapel vurige kole op sy kop, en die Here sal jou beloon. Jy hoef nie 'n profeet te wees om te weet dat die dinge vir Netanyahu en vir Israel nie goed kan eindig nie. Hy is nie 'n Salomo met 'n hart wat na God luister nie. Hy is 'n leier wat na sy eie hart luister. Dis 'n resep vir groot seer kry. Jy leer eers regte wysheid as jy voor die heilige God gekniel het en weet dat hy die laaste sê het oor die uitkoms van enige iets wat jy aanpak. Kom ons bid saam. Here, gee vir ons 'n hart wat luister. Amen.